Wat is die grootste vyand van 'n gasvrye hart? Nie 'n verhardde hart is nie, maar 'n vol lewe. Ons kan so maklik dink, gasvryheid is 'n gevoel, 'n warmte teenoor ander. Maar die woord wat die Nuwe Testament gebruik, sê iets meer. Dit is philoxenia, letterlik liefde vir die vreemdeling. Nie net liefde vir my mense of my kring, die wat soos ek is nie, maar liefde wat plek maak vir hulle wat anders is, die een wat ek nie ken nie. En dit is presies waarheen ons genooi word, ook in hierdie skrifgedeelte in Jakobus, wat sê, as julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Het jy gesien, dit sê nie jou vriend of jou soort mense nie. Het jy gesien, dit sê nie jou vriend of jou soort mense nie. Jou naaste is wie ook al verby jou pad kom. Die vreemdeling word my naaste in die oomblik wanneer ek plek maak vir hom. Maar hier is die eerlike probleem. 'n Vol lewe kan nie plek maak nie. 'n Lewe wat tot oorlopends toe vol gepak is, het nie spasie vir onderbrekings nie. En die vreemdeling kom byna altyd op 'n ongeleentheid. Hy pas net nie netjies in 'n program in nie. So dink weer aan daai priester en leviet in die storie van die barmhartige Samaritaan wat verbygeloop het. Nou ons weet nie of hulle harte verhard was nie. Dalk was hulle net hastig. Dalk was hulle lewens te vol. En 'n vol lewe loop verby. Liefde vir die vreemdeling het ruimte nodig. En ruimte kan dikwels nie in die oomblik opgetower word nie. Dit moet vooraf beplan word. En wanneer ek my dag so vol pak, dat daar geen spasie oor is nie, dan het ek eintlik al reeds besluit, daar's nie plek vir ander, vir die vreemdeling nie. Maar wanneer ek doelbewus margin in my lewe laat, dan is onderbreking nie irritasie nie. Dit word 'n plek waar die liefde kan gebeur. Want onthou, wanneer ek met liefde na 'n mens kyk, hou daardie mens op om 'n onderbreking te wees en word 'n persoon, iemand met waarde. So hier is 'n oefening vir jou vandag. Kyk na hoe jou dag lyk en hoe dit voorlê. Vra jouself, waar is daar spasie? En as daar nie is nie, is daar 'n manier wat jy dalk kan skep. Dalk deur een ding van jou to-do lysie aftaal of bietjie spasie tussen jou verskillende afsprake te laat. En wanneer jy so dit doen, mag jy in jou hart ervaar hoe die Here jou lei om weer mense raak te sien. Kom ons bid saam. Here, ons is soveel verantwoordelikhede, dinge wat ons aandag verg, dat ons dikwels onsself haas van een oomblik tot 'n volgende, en dan uitmis op 'n ontmoeting met 'n ander. Here, help ons om nie te hardloop, daar waar U loop nie. Help ons om in U voetspore te volg, en om ag te slaan op dit wat werklik saak maak. En dis mense. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.